we sing songs written by people who probably are Christian and who love the Lord but have areas of theology or practice that are not good. Maar hierdie manne sê, Jane Johnson, nee wat, sy het 'n bietjie way out teologie. Die genie van hulle, is jy gemaklik met dit? Dink jy ek verloor my hier meer onnodig? As ons mense ondersê, en dis die hele Bethel, dis nie net sy nie, die hele Bethel is een groot gemors. Die manne van 412 en Josh Jane, baie mense het my al gevra om video's te doen oor hierdie ouens en vandag is die dag, maar dit is meer 'n reaksie op 'n podcast wat hulle onlangs gehou het. Ek weet jy is Andrew Selly, verstaan hy Afrikaans, maar ek hoop so, dat hy bietjie kan reageer. Kom ek sê net van die begin af, as mense 'n podcast maak, as ek video's maak, as enigiemand video's maak, dan maak jy jouself oop vir kritiek, ja. Dis 'n publieke platform, so enigiemand wat sê, hoe durf jy om hierdie mense aan te vat en al hierdie goeters is soos kalmeer. Dis die hele idee van om die liggaam van Christus te voed, glo ek, ons moet gesonde, konstruktiewe kritiek kan lewer. En dit is waarop hierdie video gefokus is. Alhoewel ek baie keer my meer verloor in video's en op comment sections, is dit nie, dis omdat ek passievol is oor die goed, okay? Dis nie omdat ek wil lelik wees of mense uithaal of wat hulle sal sê soos in hierdie ding ook, om views te jaag en hierdie goeters nie. Die liggaam van Christus moet beskerm wees. Dis die bruid van Christus en ongelukkig in ons kultuur vandag het ons gegaan en ons het die bruid soos 'n prostituut aangetrek. Ons het al geparadeer in die velde rond en wanneer Christus terug gaan kom om sy bruid te kom haal, gaan hy mense pak slaag gee. Ons moet dit net weet. Dit is net 'n feit. Dit is wat die Bybel vir ons leer. En daarom moet ons die bruid beskerm met alles in ons. So dit is die idee van hierdie video. Ek maak dit ook oop. Ek is bereid om 'n gesprek te tree met albei van hierdie manne. Ek sal my Engels uithaal. Julle het gehoor ek kan die Engels slat as dit moet. Maar ja, ek hoop as hulle nie Afrikaans verstaan nie, iemand help hulle net daar vertaal dit bietjie vir hulle en dat ons hierdie storie kan uitsorteer. Maar hierdie is 'n baie belangrike onderwerp en dit gaan spesifiek oor aanbidding in kerke. Ons het al baie op hierdie kanaal gepraat daaroor en ek wil sê soos hier's baie goeders in hierdie video waarmee ek kan saamstem en sê amen, prys die Here, hierdie is reg, hierdie is akkuraat. Maar daar's baie goeders waarmee ek nie saamstem nie. Daar's baie van hierdie goeders wat ek weet nie, ek wil net 'n counter argument, if you will, vir hulle gee, iets om te oorweeg, iets om op 'n reaksie te gee, en ek seker julle in die kommentaar sal ook reaksie gee, so prys die Here, ek love it, ek like it as julle deelneem in die gesprek, maar ek gaan vir julle 'n stukkie speel hier uit, en dan maak jy jou eie gevolgtrekking. Baie keer is dit, mense kan natuurlik nie die hele video speel nie, so ek moedig julle aan, gaan kyk die hele video, maak seker ek vat hulle nie uit konteks uit nie, ek dink is baie sleg, en is baie onprofessioneel om mense uit konteks uit te vat, en dit is nie my idee nie, natuurlik, ek wil vir hulle ordentlik sê wat hulle posisie is, en ek glo, ek sal dit reg articulate, ek glo ek sal dit reg oorbring aan julle, en dan maak ons kommentaar op, maar hierdie is belangrik, as ons hierdie mis, nee, ek dink dit is skadelik vir die liggaam van Christus, so kom ons luister wat sê hulle, en dan praat ons al. We'll do in 7 years' time. And I think one of the big concerns that I carry for the body of Christ is how we think we're so, out there with the things that we're doing, but very often we're just a mirror, a shadow of what the world has done. And so we have these winds of doctrine and winds of practice. It sweeps through the body of Christ. And they seem right. The Bible tells us the angel of darkness masquerades as an angel of light. But then, and so he comes robed in what looks like good, but actually he's a deceiver and he subtly deceives Absolutely. us. And so for me, I think my concern, and I think you probably would feel the same, is I think that there's some of these trends that are actually more around the spirit of the age and secular humanism, but they've wrapped themselves in light. It's like the devil has wrapped himself in light, and he's coming using scripture, just like he tempted Jesus, using scripture and using even scriptural concepts, but by distorting them and elevating them, he's creating factions and division and brothers devouring and betraying brothers. Your thoughts? Yeah, absolutely. I marvel at the extent to which we are able to change the words of sinful behavior to make it sound spiritual. Yeah. We can wrap worldly concepts. Okay, so een ding wat my altyd baffel is hoe mens so sterk begin. Jy het so goeie teologiese fondasie wat Andrew Selly lê. Hy alles wat hy sê daar is reg en akkuraat. En hy sê ons moet verwag dat die Satan ons gaan mislei. En ek verstaan net nie hoe is jy so erg teen misleiding, jy's teen dinge van die wêreld en sê jy weet die wêreld gaan terminologie gebruik soos Christen terminologie om ons te vermom of om die waarheid te vermom en ons te mislei. Jy verstaan alles van dit en op die einde van die dag kom jy tot die gevolgtrekking ons kan maar hierdie musiek luister van bose kerke en kerke wat afvallig is en dit is aanvaarbaar. Dit slaan my dronk. Ek kan nie verstaan hoe begin jy so ek kan verstaan as iemand nie dit verstaan nie. As iemand
nie verstaan die Satan kom vir hom as die engel van lig nie, dan is dit soos, okay, which is fair, ja, daar is nie 'n probleem om die goeters te sing nie. Maar ek gaan vir julle vandag wys, soos die kerke wat hierdie musiek maak, die kerke wat hierdie musiek endorse, jy weet, wat jy ondersteun 100% die kerk, wat se musiek jy sing. Dit is net, ek weet nie hoe kan jy dit enigstens anders doen. Dis dieselfde as jy 'n pastoor bring na jou kerk toe, wat gaan preek van 'n afvallige kerk, dan ondersteun jy mos daai pastoor. Dan sê jy mos, okay, ek ondersteun hierdie ou en ek gaan laat hy vir julle kom preek. Jy gaan mos nou nooit dat 'n pastoor vir jou kom preek van 'n ander kerk as jy nie saamstem met van die kern teologiese issues wat hy het nie. Hulle groot hoofredenasie in hierdie ding, en ek sal dit hulle self vir julle sê, is ons sal nie 'n kerk ondersteun wat afvallig is, of jy weet wat way out doctrine het nie, maar ons kan hulle musiek sing. So nou vra ek vir jou, hier is my vraag vir hierdie twee manne. Sal julle, soos vir Jane Johnson, wat hulle hier aanhaal, sal julle vir Jane Johnson in julle kerk laat kom preek? Sal julle vir Brian Houston van Hillsong in julle kerk kom laat preek? Sal julle die pastore wat hierdie afvallige teologie, en is afvallig, dis niks minder as kettery wat baie van hierdie ouens in glo, baie van hierdie kerke in glo, sal julle toelaat hulle vir kom preek? Nou hoekom, as julle nie sal toelaat dat hierdie mense by julle kom preek, sal julle laat Bill Johnson by julle kom preek? Soos Bill Johnson is 'n warlock. Bill Johnson is soos 'n manlike heks. Dit is wat hy is. Soos die goeie wat hy doen het absoluut niks met Christendom te doen nie. Sal jy laat daai ou by jou kom preek? Nou ek hoop hulle sal sê nee. Nou hoekom sal jy toelaat dat jy hulle musiek speel? Hoekom sal jy toelaat dat, en musiek is baie meer indoktrinerend. Verstaan jy dit? Want jy herhaal daai frases oor en oor en oor. Maar dit slaan my net drok dat my so sterk begin en dan tot die verkeerde gevolg trek om by einde van die dag kom. Actually, a lot of it is arrogance and a lack of love and a lack of believing the best. Yeah, definitely believing the worst. I mean, I've watched recently guys pulling other guys apart online, which is the new trend, you know, and it's like taking things out of context, twisting words, creating strawman arguments where you're exaggerating what he's saying. Whoa, he's saying this, which is not what people are often saying. And it's a terrible thing where in some ways we're seeing the divisions of the Democrat and Republican right now, where each one devours one another and just... I owned you. Yeah, I crushed you. totally. That's the language. So hierdie ek sal verseker val onder die mense wat hy hier beskryf. Hy sal sê, jy weet, ons is ouens wat net divisie maak, en ons is ouens wat net klik soek, en ons is ouens wat net, jy weet, mense se woorde oordryf om dit te laat erger maak, soos ons gaan 'n strooipop argument maak. Nou, okay, ek nooi enigiemand uit. As ek iewers 'n strooipop argument gemaak het, wys dit vir my uit. As ek iemand uit konteks uitgevat het in 'n video, wys dit vir my uit. Ek sal bekeer daarvan, ek sal om verskoning vra, en ek sal daai video selfs afval. Ek is nie bewus van 'n video wat ek al gemaak het, wat ek dit gedoen het nie. Maar kom ek wys julle net hierdie deel in skrif, en dis altyd hierdie idee van, jy weet, dis die Satan wat divisie bring, en dis die Satan wat nie wil hê ons met unity het en by mekaar staan nie. So kom ek sê julle, kom ek wys julle net hier wat die woord van God sê in Lukas 12. Dan sê dit is Jesus wat hy praat. Dit sê, suppose ye that I have come to give peace on earth, I tell you nay, but rather division. En hierdie moet ons verstaan. Dis een ding van hierdie ecumenical, hierdie idee van al die kerke kan net saamkom en kumbaya en hande vashou en jy weet al die gelowe kan saam. Nou ek sê nie hulle is so nie, ek dink hulle is enigstens volkome ecumenical of enige so ietsie, maar hulle het net hierdie idee van soos divisie sleg en unity goed. Nou ons almal weet daar sekere unity wat goed is. Unity in die liggaam van Christus is goed. Maar daar's baie plekke waar ons met divisie moet bring. Verstaan, met die toring van Babel het God die divisie gebring. Die mense het saamgewerk en wou soos God begin raak het en hierdie groot toring opgerig en God het die divisie gebring. Hy het hulle tale deurmekaar gemaak en verskillende tale gegee. En hy is die een wat divisie daar gebring het. Maar hier sê Jesus self, hy het nie gekom na die aarde om vrede te bring nie, maar eerder divisie. So jy moet worstel met hierdie, jy moet worstel met die konsep van Christus is nie net liefde nie, Christus is nie net kumbaya nie, Christus is nie net hierdie kos almal hou handjies vas en jy weet dis een mooi utopia van Christendom nie, daar sekere divisies wat daar moet wees. En ek dink in 100% soos kerkdenominasie divisies is goed. Ek wil nie in 'n kerk wees wat Calvinism teach nie. Ek wil sulke kerke vermy, want ek glo dit is 'n doktrine wat nie in lyn is met die woord van God nie. Ek wil nie in 'n kerk wees wat hulle vir mense bid en hulle val rond en ruk rond soos mal goed nie. Ek wil nie in 'n kerk wees wat 'n afvallige siening het van eskatologie nie. Ek gaan nie in 'n amillennial kerk sit wat sê die Satan is nou gebind nie. Hierdie divisies is goed. Nou, daai divisies wat ek nou genoem het, is nie soos
Hulle is nie my broers in Christus, enigiets van dit nie, maar nou kan jy 'n kerk hou met mense wat like-minded is, wat dieselfde hermeneutiek het as jy, die manier wat jy die Bybel interpreteer, en nou kan ons saam die liggaam van Christus laat groei. Maar net hierdie idee van, jy weet, ons almal moet saam wees en ons almal moet hande vou, is net nie altyd wat die skrif vir ons leer het. Hy het ook hier gepraat van arrogantheid, so baie mense gaan weer sê op hierdie video, wie is jy om hierdie goeie te doen? Hier is wie ek is 'n ou met 'n Bybel. Dis dit. Ek het absoluut, daar's geen rede hoekom jy moet glo anders as wat ek wys vir jou wat die woord van God sê nie. Die woord van God is ons enigste autoriteit. Dis hoekom jy nie vir my luister nie, nie vir Andrew Selly luister nie, luister wat die woord van God sê. En ek gaan vir jou nou vandag onbetwyfeld wys dat die woord van God sê ons moet afstand doen van boosheid. Afstand doen van kerke wat liedjies sing, wat al is dit teologies akkuraat, is die kerk afvallig is, moet ons daai musiek merk en vermy. He wrote a song with Jen Johnson, who this guy thinks is a heretic. And so, the fact that he wrote a song, I think they wrote together, The Angels Sing Holy, which is the scripture really. Now we need to mock and avoid him. And then it goes on that if anyone sings songs sung by somebody that these guys are now marking as being heretical or dangerous or sinful in some area, that those churches should also be marked, and even calls, leave those churches. They compromise churches because they're singing songs written by people who are frail, maybe don't have the same theology as the person making the program, or maybe. Okay, so julle hoor wat hy daar sê. Hy sê hy maak hierdie punt, hy wys spesifiek na Jane Johnson, en hy sien Jane Johnson as net ook as hy way out teologie. Hy duidelik sien haar nie as 'n heretiek. Nou kom ek wys julle wat sê Jane Johnson. Kom ek wys vir julle wat sê sy uit haar eie woorde uit. Wat is die Heilige Gees? Hoe sy die Heilige Gees sien en wat sê sy van God? So die ding is, hierdie mense dien nie dieselfde God as ek en jy nie. Hierdie mense dien nie die God van die Bybel nie. En die Bybel sê vir ons duidelik. Kyk wat sê die Bybel vir ons. Galasiërs 1 vers 9. As we said before, so I say now again, if any man preach another gospel unto you that they have received, let him be accursed. Deel van die evangelie, om die regte evangelie vir mense te gee, is om te verstaan wie Christus is. As jou Christologie verwrong is, as jou verstaan van wie God is, wie die Seun is, wie die Heilige Gees is, nie in lyn is met skrif nie, het jy 'n afvallige evangelie. Dit is so duidelik soos dit. En hoor uit Jane Johnson se eie woorde, hoe beskryf sy die Heilige Gees? And this will kind of probably offend you, but oh well. And the Holy Spirit to me is like the genie from Aladdin. I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. And he's blue. Unplanned, perfect. And he's funny. And he's sneaky. And he's courageous. And he's everywhere. And he's wonderful. Die genie van Aladdin. Jy kan nie hierdie goeders opmaak. Dis wat hy pla van die posisies wat hierdie ouens het. Soos, hy het gesê, okay, ja, Jane Johnson het way out teologie. Hierdie is die way out teologie, hierdie is kettery. Okay, hierdie is om grap te maak van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is soos die genie van Aladdin. Jy weet wat is 'n genie? 'n Genie is 'n boot, dis 'n demoon. Okay, en die Bybel sê reeds die slegste ding wat jy kan doen is om te sê iets goddeliks is demonies. Dis die slegste. Dit is wat sonde teen die Heilige Gees is. So Jane Johnson sê dit op 'n publieke platform, trek hy terug op, maar hierdie manne sê, Jane Johnson, nee wat, sy het 'n bietjie way out teologie. Die genie van hulle, is jy gemaklik met dit? Dink jy ek verloor my meer onnodig? As ons mense ondersê, en dis die hele Bethel, dis nie net sy nie, die hele Bethel is een groot gemors, een groot teologies gemors. Julle weet, hulle het soos vere, soos hoender of een of ander vere uit die dak uit laat val en gesê, hierdie is engele se vere, om die mense te mislei. Dis nie net 'n klein storie nie. Dis nie net soos, hulle is so bietjie weird nie. Hulle doen ook hierdie fire tunnels. Gaan Google Bethel se fire tunnels, wat hulle daar loop en skree soos mal goed en laat die mense daar val. Dis nie Christendom nie. Okay? Dis baie nader. As ek vir jou 'n opstel gee, 1000 woord opstel van wat Hindoeïsme is, 1000 woord opstel wat Christendom is en 1000 woord opstel wat Bethel is. En ek sê vir jou, kyk vir my, wat se twee van hierdie opstelle is die naaste aan mekaar? Dan gaan jy Bethel en Hindoeïsme vat en sê hierdie twee goed is presies dieselfde. Dit is wat hierdie kerke doen. So, sien julle die issue? Hierdie mense teach another gospel. Dis wat die Bybel sê vir ons, doen afstand van hierdie mense af. Die Bybel sê nie, dis okay, sing maar hulle liedjies. No big deal. Wat sê die praktiese effek van die wil ek hierdie ouens jy moet nou luister. As jy 'n pastoor is, as jy iemand is wat autoriteit het in 'n kerk,
verstaan die praktiese probleem. Hier kom mense na jou diens toe. Okay, jy speel Bethel, jy speel Hillsong, jy speel een van hierdie kerke se musiek. Hy luister aan musiek, jy weet dis 'n nuwe, dis 'n nuweling in Christus en hy hoor jy speel Bethel. Wat doen hy? Hy gaan huis toe en sê, "Ja, ek het van hierdie liedjie gehou." Dan gaan klik hy op Bethel en hy gaan luister die liedjie daar. En nou sit hy eendag en hy dink, "Jesus, ek wil nou 'n preek luister." O, my kerk het Bethel se musiek gespeel. So dit beteken seker hulle endorse vir Bethel. Dit beteken seker Bethel is 'n gesonde kerk. Kom maar gaan kyk hulle preke. Dan luister hulle vir Jane Johnson, dan luister hulle vir Bill Johnson, dan luister hulle vir Brian Houston. En dan is hulle nie mature genoeg om te besef maar hierdie is totaal en al afvallig nie. Later in hierdie video sê hulle, ons stem nie saam met baie van wat hierdie kerke doen nie. Ons waarsku ons mense en sê oor hierdie kerk is die great. Kan jy vir my sê hoe dit prakties werk? Beteken dit voordat ons nou Hillsong gaan sit, gaan die ou daar voorkom en sê, luister die vriende, hierdie kerk is afvallig, ons stem nie saam met hierdie kerkie, maar ons gaan buitendien gou hulle liedjies sing. Dis crazy. Kom ons wees eerlik met mekaar, dit maak absoluut niks sin nie. Die regte ding is om te doen. Is dit vir julle so moeilik om net nie Hillsong en Bethel nie goed te sing nie? Hillsong, Bethel, Elevation en Maverick City Music is afvallige kerke. Hulle ken nie vir Christus nie en geen kerk moet hulle sing nie. Geen kerk moet dit endorse nie. Never mind van al die finansiële issues met hierdie kerke en hulle bedrog en al die goeders wat in hierdie kerke aangaan. Die mense is nie Christene nie. Okay, vir die grootste hoeveelheid van daai mense weet hulle nie wie Christus is. Gee vir my waar Jane Johnson of Bill Johnson of iemand ordentlik die evangelie gee, sê ons is almal in sonde gebore, ons is skuldig voor 'n 3 keer heilige God en as jy nou dood gaan jy sondig jy hel toe gaan vir ewig na 'n letterlike hel wat brand van vuur. En as jy sonder Christus doodgaan, dan sal jy na hierdie letterlike hel toe gaan. Teach hulle dit ooit. Sal hulle ooit enigiets soos dit leer? En ek dink is 'n definitiewe nee. Hulle sal dit nie deel. Maar terwyl ek op en net die ander kerke wat ook hierdie goed teach is, kyk wat het Stephen Furtick gesê van Elevation Worship. En kom ook, hierdie is nie uit konteks, hierdie is sy eie woorde. Covenant with a person. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. So jy kry julle preek, gaan kyk, Stephen Furtick het nooit repent van hierdie. Baie mense sê ja, dit het net uit sy mond uit geglip en sulke nonsens. Hy glo in 'n little God's doctrine. Hy glo ek en jy is soos God, ons kan God wees. En dis hoekom hy sê I am God Almighty. Dis is presies wat hulle glo. Dis wat die Word of Faith, hierdie NIR tipe kerke glo. En dit moet verwerp word. Ek kan nie dink hoe enigiemand hierdie musiek kan sing en gemaklik wees met ouens wat dit preek. Want jy speel vir mense hierdie goeters in jou kerk en hulle gaan huis toe en gaan luister Stephen Furtick. Dis 100% wat gebeur. En dan glo hulle hierdie klomp nonsens wat hy hier praat. Dieselfde ding, kyk ook wat sê Jane Johnson hierso. Made in his image, I get it. But he had this reflector, and as our praise would just shoot up to him, this reflector would say, "You're beautiful, you're amazing, you're kind, you're wonderful." In one fluid motion, it would hit this reflector and shoot back to us, and the Lord would say, "So are you. That's who you are." And it's one fluid motion. And sien, is dit nie vir julle so weird nie? Sy sê dit is wat God is. Ons bid ons gebede op na God en God het soos hierdie reflektiewe goeters onder sy arm en daai refleksie van ons gebede wat hom tref kom dan weer terug na ons. So waar kom sy daaraan? Dis julle is gemaklik met dit. Dis die tipe mens wie se musiek julle gaan sing. Die punt is, soos kom ek sê vir hierdie mense wat hierdie drome en visioene goeters, daar's een van 3 moontlike opsies. Die eerste ding is hulle maak dit op. Jy weet hierdie is klomp nonsens wat hulle net uitgedink het om aandag te kry. Dis opsie 1. In daai geval, as dit so is, wil ek julle musiek sing nie. Opsie 2 is sy het actually hierdie goeters gesien in 'n droom, in 'n visioen wat nie in skrif is nie. Met ander woorde, ons moet dit verwerp. Die Bybel sê duidelik enigiets buite skrif moet ons verwerp. In daai geval wil ek nie al musiek sing nie. Of die derde ding is sy het 'n demoon gesien wat hierdie refleksie is, wat kom vir hom as die engel van lig, soos wat hulle reg uitgewys het, gebeur met hierdie tipe goeters. En in daai geval wil ek nie al musiek sing nie. So sê, daar's geen moontlike opsie waar dit aanvaarbaar is om musiek te sing vir mense wat sulke goeters glo nie. Dis die punt, hierdie is nie 100% direk teen die woord van God. Direk teen dit. I mean, speak to, what are some thoughts, just broad thoughts as we dive in? Well, I do think, as you say, it's the infiltration of this worldly standard of, first of all, as Jesus said, let him who is without sin cast the first stone.
So ek bedoel, ons al baie ook gepraat oor hierdie ouens gaan altyd na hierdie idee van toe Jesus gepraat het met die vrou wat gevang is in oorspel. Jy weet dat hy wat sonder sonde is die eerste steen gooi en wat almal mis daar. Is hulle sal seker sê hierdie wat ek nou doen is gooi 'n steen. Hulle sal sê hierdie wat ek nou doen is steen die Bybel want dis die steen. Die steen gooi is die ouens wat die sentencing gegee het. Nêrens in daai teks het Jesus gesê moenie sonde uitwys nie. Nêrens in enige teks sê hulle dit nie. So wat doen ek hier? Ek wys sonde uit, ek wys valsheid uit, ek wys error uit. Wil jy nie hê ek moet error uitwys nie? Al daai mense het reg die error uitgewys. En toe sê Jesus, jy mag nie die sentencing doen nie. Dis wat ek doen. Dis wat oordeel is. Asseblief verstaan wat oordeel is. Sodra 'n Christen eers sê, moet my net nie oordeel nie. Dan weet ek hierdie is 'n louwarm Christen wat ek in my lewe sal ek nie sê moet my nie oordeel nie. Ek wil hê jy moet my oordeel. Ek wil hê jy moet vir my uitwys en sê luister, hierdie is verkeerd, hierdie is van die hel af, moet dit nie doen nie sodat ek dit kan regmaak. Ek verstaan hierdie mense wat altyd so sê, jy weet, moet net nie oordeel nie. Dit slaan my dronk. Gewoonlik is dit omdat hulle ernstige sonde in hulle lewe het. Dis die enigste rede hoekom jy sal sê moet my nie oordeel nie. Theological purity test. Or even perfect theology test. By the way. Exactly right. Well-known point, yeah. You know, I look at some of the things I preached 20 years ago and I cringe. Yeah. I was doing my best, Yeah, and it was 100%. the revelation I had at the time, and I'll repent of things I got wrong. Or, you know, at one point I stepped off eldership because my marriage wasn't in a great place. Does that mean that suddenly we have to wipe out every message I've ever preached? Yeah. And if we do that, So wat hy hierso sê is hy praat van as jy nou hierdie groot moral failure het, daar's Bybelse karakters. Hy praat soos van Dawid met Batseba. Was Dawid gedisqualify omdat hy die affair gehad het met Batseba en omdat hy vir Uriah doodgemaak het, al die goeders. Hier is die ding, al die goeders wat hy noem is descriptive. Jy weet, dit wys vir ons na 'n storie. Niks van dit is prescript nie. En dis is prescriptive nie. En baie van die foute wat hulle maak, dink ek in hierdie video is oor daai ding. Hulle gebruik sekere dele in die teks wat vir ons iets beskryf en trek dit oor na nou moet ons dit direk so toepas. En dit is nie so nie. Ons is in 'n Nuwe Testament, nuwe dispensation. God werk anders met ons as wat hy gewerk het met Dawid. So jy kan dit nie gebruik as 'n voorbeeld vir hoe dit met ons vandag moet werk nie. Veral nie in 'n stelsel van ouderlinge, in 'n stelsel van pastore nie. Soos 1 Timoteus 3 was nie van toepassing op Dawid nie, maar dit is van toepassing op my en jou. Met ander woorde, as jy 'n moral failure het, as jy nie voldoen in wat 1 Timoteus 3 vir ons die riglyne gee van hoe 'n pastoor moet wees nie, dan kan jy nie 'n pastoor wees nie. Dis nie te sê jy kan nie evangeliseer nie. Jy kan mense na die Here toe lei, jy kan in die kerk sit, maar jy kan nie in 'n leierskapposisie in die kerk dien nie. Jy kan nie weer preek nie. Jou tyd van preek is klaar. As jy jou vrou verneek het, is jou tyd van preek klaar. Dis wat die Bybel vir ons sê. En Dawid was nie 'n Nuwe Testament pastoor nie. So is altyd, ek weet jy hoe ouens so 'n voorbeeld gebruik om hierdie posisie vas te stel. Nou kom ek sê vir net so, ek dink as jy musiek sing van iemand wat 'n moral failure gehad het, ek nie 'n issue met dit nie. Dis nie waar ons praat nie. Ons praat hier van mense wat kerndoktrine verskille het. Kom ek vra vir jou so vir hierdie twee ouens ook. Sal julle musiek sing van die Jehovah's Witness? As die Jehovah's Witness 'n liedjie uitbring en is teologies reg. So as hulle 'n goeie mooi liedjie uitbring oor vergifnis, gaan jy sê, "Yes, kom ons go. Ons kan dit maar sing want dit is teologies reg." Jy weet jy gaan dit nie doen nie. As die Mormoonse kerk 'n sekere teologiese regte liedjie uitbring, gaan jy dit ondersteun? Nee, jy gaan nie. So verstaan jy my punt? I mean, a little bit shady or don't quite see things the way we do. And again, we actually have to turn to the Bible firstly to look at this, because does the Bible give us any inclination about these things? And the Bible never specifically tells us in detail, you can sing songs or you shouldn't sing songs written by people. But it does infer a whole lot of things. And we can see principles in the Bible about how God and how the early Christians wanted these things to work through. And so, you know, at the end of the day, you know, we sing songs written by people who probably are Christian and who love the Lord but have areas of theology or practice that are not good. I would go further. I think the secular songs written by unbelievers were actually... Hoor wat sê hy daar? Hy sê who probably are Christian. So daai sê vir my, hy is nie te veel gepla of 'n Christen persoon dit skryf of nie. Dis soos, hulle is dalk Christene. Nou ek het vir julle gesê wat Jane Johnson dink vir die Heilige Gees. Dink jy dit is hoe 'n Christen moet die Heilige Gees beskryf? Dis hoe 'n Christen moet God beskryf, as hierdie persoon met hierdie reflektiewe goeters onder sy arm spieël, uit 'n spieël onder sy arm. Dis hierdie God wie ek dien nie. Nêrens in die Bybel kry ek iets van dit is wie God is nie. I think it's possible sometimes. Yeah. Sometimes to redeem that song. Totally.
Totally. Well, you think when Paul speaks about the arrangement of a husband to a wife, because I'm not talking about that, I'm actually talking about Christ and the church. It's quite possible for us to take a song that is a romantic song between a bride and a groom, and we could sing that verbatim if it's carrying truths that stand up to biblical scrutiny, because actually there is a picture of a prevenient grace within a marriage, even of an unbeliever. There is still love, there is still aspects that we can see are true in the scriptures. And so to do that, and I think I know it's been hotly debated, but I think we both did a deep dive on this. So hierso praat hy van, as jy kan 'n romantiese liedjie, wat een of ander ateïs geskryf het, gebruik en in die kerk sing. Omdat dit 'n waarheid uit skrif in 'n baie los manier wys. Nou, vriende, daarmee stry ek 100%. Nie net so nie, ek vat dit nog verder. Ek dink selfs die genre van musiek kan ons nie net sing wat ons wil nie. Ons kan nie gaan en 'n Slipknot genre, ons kan nie gaan in heavy metal vat en wat dit en net prys die Here bysit nie. Dan sit ons daar in die kerk en almal skud hulle kop. Prys die Here, amen. Diep fruiting. Dis malligheid. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Want die groot ding van die moderne musiek is, daar was 'n ou Larry Norman, en Larry Norman het basies Christen rock and roll begin. En wat jy moet verstaan is, meeste Hillsong, meeste Bethel is gebou op soos 'n rock and roll tipe manier om dit te sing. En Larry Norman was soos 'n pagan. Wat ouens probeer doen is, hulle probeer dinge van die wêreld vat en in Christendom sit, sodat meer mense aangetrokke is tot Christendom, en al wat hulle eintlik doen is, hulle maak die kerk meer soos die wêreld. En dit is ongelukkig op die einde van die dag altyd die resultaat van om hierdie pad te loop. Dis hoekom trek net 'n ferm lyn in die sand en sing musiek wat jy van die persoon wat hierdie musiek gesing het kan vertrou. Wat jy weet, hulle is teologies reg. Hulle het nie hierdie snaakse sienings van die Heilige Gees. So, is dit so moeilik om nie hierdie goed te sing nie? Is dit vir jou so belangrik dat jy hierdie wêreldse styl en hierdie musiek moet sing wat vir jou soos aanloklik is en goed laat voel as jy dit sing? Ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoekom is dit so groot prioriteit. Because he's quoting pagan philosophers, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. That's the kind of scriptures guys use, and they're not understanding that they're taking the text way out of context. And because they've got a few Bible lines, the Bible says, have nothing to do with it, so have not. And I'm like, dude, that's not what that text is saying. You're taking this to a very black and white, where it's a bit more nuanced. The actual text is... It's not what that text is saying. So hy praat van Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 11, and having no fellowship with the unfruitful work of darkness, but rather reprove them. Moeilik om te verstaan. Ek dink so nie. As jy nie gemaklik is met daai nie, kom ek gee vir jou 1 Korintiërs 6 wat vir ons sê, of 1 Korintiërs 10 vers 11. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Dis duidelik. Die Bybel sê vir ons kan nie deel hê in die wêreld se goed van doen nie. Wat van 2 Korintiërs 6 Vers 14, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship have righteousness with unrighteousness, and what communion have light with darkness? And what concord have Christ with Belial? Or what part have the believer with an infidel? And what agreement have the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Moet dit nie eers aanraak nie. Touch not the unclean thing. Bethel, unclean. Hillsong, unclean. Elevation, unclean. En hy sê, be ye separate. Sê ek wat so sê nie. Dis die woord van God wat so sê. Jy kan kies om dit te gehoorsaam of nie. Ek weet jy, om een of ander rede wil hulle nie hê, ons moet dit gehoorsaam. En ek verstaan nie, weens, wat is die rede hoekom jy hierdie afvallige kerke se musiek wil sing? Die enigste redenasie wat jy het is, dit laat jou goed voel. Ek hou daarvan. Joh, dit is so mooi. Jy weet, ek voel so naby aan die Here. Dis altyd ek voel. Iets van jou, selfsugtige begeerte en 'n subjektiewe ding. En kom ek sê vir julle so, ek het van daai musiek gehou. Ek hou van Bethel. Ek hou van Hillsong. Maar omdat ek die woord van God gelees het, het ek besluit as ek wil niks daarmee te doen hê nie. As daai goed speel in 'n kerk, dan moet ek 'n maand afvat en eers Psalm 51 oor en oor lees vir daai maand sodat ek net kan klaarmaak met hierdie Satan gevulde goeders. Soos weer gesê, Jen Johnson sy's 'n wit heks. Met wit bedoel ek nie die kleur van haar vel nie. Ek praat van emosioneel wit, soos ideologies wit. Jy kry soos black magic en jy kry white magic. Hierdie goeders wat hulle doen is white magic. Dit kom nie van die Here af nie. Dit is vermom as Christendom. En hulle het so mooi begin in hierdie video. Andrew, julle ouens het dit genail. En dan kon julle dit nie toepas nie.
Hulle het so mooi gesê, die Satan kon vermom as die engel van lig. Actually, the scripture, the Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. It's scripture, but no, it was written by, a group that, they may be excessive in their theology. And so now you can't sing it otherwise. And then to tell people to leave the church because you're singing scripture, because the melody of that scripture was written by someone who's in a system that maybe is a bit flawed, is absolutely Well, ridiculous. that would put the Wesleys in. So hierso sê hy, as iemand 'n liedjie sing wat skrif is, jy weet, as al afvallige kerk 'n liedjie wat so skrif vat en 'n liedjie daarvan maak en daai melodie, hoekom moet ons dit vermy? Nou die punt is, die liedjie is mos nog steeds skrif. Die oorspronklike idee is skrif. So jy kan daai skrif vat en jou eie melodie sing. Jy hoef dit mos nie te sing in die melodie wat hierdie afvallige kerk sing nie. So ek weet nie hoekom hy sê dit is nou so ridiculous om dit te sê nie. Of this, but none of us is perfect. And so part of the wonder of this grace is that we find a God who reaches out and loves us and redeems us and restores us. Is a God that's for us, not against us. And so again, instead of drawing a Pharisaical judgmental line, can we be churches that will love the sinner but hate the sin? Can we be churches that are about us? And again, sometimes the Bible does talk about us. There is a place for that. There is a place for that. But it's ultimately we want to find songs that build our faith and that bring us that point of deep awe and reverence for God, that we are seeing him as he is. And if we're singing songs that are scriptural and are carrying scriptural truths that are written by people that maybe we don't necessarily think are that healthy or maybe even theologically wrong in other areas, but are singing these things true, then I would argue that we can sing these songs. And I want to say to those of you that are listening to this, I hope this makes sense. And obviously if you're struggling with these So sê daar, sy hoofargument is, dit maak nie saak van waar die liedjie kom nie, solank dit teologies akkuraat is, dan kan ons dit sing. Nou weens vra ek vir hom, sal hy dit sê van 'n Mormoonse kerk ook? Jy weet of waar trek hy dit? Sal hy dit sê? Hy het dit gesê van ateïste. Hy het gesê as 'n ateïste liedjie skryf en dit gaan oor 'n girl en jy weet dis mooi en oulik, dan kan ons dit sing in die kerk. Moenie vir hy sê ek strawman hom nie, dis presies wat hy gesê het. Nou vra ek vir hom, wat van 'n totaal afvallige kerk? Sal julle Mormoonse liedjies sing? Sal julle Jehovah's Witness liedjies sing? Ek sal nie. As ek dalk 'n liedjie sing wat vir deur 'n Jehovah's Witness gesing is, en julle wys dit vir my uit, dan stop ek dit. Ek sal my lewe nie weer daai ding sing nie. Ek dink dis die posisie wat ons wil hê, maar kom ons vat gou sy logika. Kom ek wys gou vir julle hierdie 'n paar lirieke van hierdie liedjie. So hierso sê dit You've got me singing hallelujah and I don't even want to do it. I'm just trying to be free. We're just dying for some peace. But I still have faith. When you call my name, never been the same. I still have faith. How you comfort me when they come for me. Call that mercy. Our God is good and able, and our God is flipping tables at the mess of love we made. So, as ek vir julle daai lirieke speel, dan gaan julle sê, ja, dis great. Jy weet, ek sal hierdie ding sing in my kerk. Nou kom ek wys julle wie is die vrou wat hierdie ding sing. Hierdie, haar naam is Semler. Sy is 'n LGBTQ positiewe aktivis, iemand wat 'n Christen is en wat LGBTQ 100% ondersteun. Sy's 'n lesbien. En sy sê, en een van die liedjies wat sy geskryf het, het sy genoem The Most Gay Christian Song Ever. As jy daai liedjie sing, hoor in die kerk, sê jy nie agterkom is enigiets snaaks aan nie. Maak dit sin? Sien julle my punt? Ek vat hierdie nou tot op 'n hyper vlak, maar sien jy, wag, as jy net oop is, soos hulle woorde was, dit maak nie saak van waar die liedjie kom nie. Hier het jy 'n LGBTQ persoon wat hierdie musiek gemaak het. Jy sal nie agterkom, die lirieke wat ek nou vir julle gesê het, daar was niks fout met daai lirieke nie. Hulle hoofding is, as die lirieke reg is, dan kan ons dit maar sing. Ek weet nie. Ek het groot probleme daarmee. Ek dink dit is enigsins gesond om dit te doen nie. Kom ek wys vir julle gou ook die. Kom ek lees vir jou hier 'n quote. Want die groot vraag is, maak dit saak van waar af die goed kom. So hier is 'n quote, luister gou hoe klink die. Blessed O Lord, we beseech thee, our humble laborers, in the promotion of truth and love, unity and peace, dispel any discord among us that may arise, enrich us with charity, so that our acts may be full of kindness and forbearance, one toward another. Give us strength in every good work, and prepare us for the blessedness that thou hast prepared for us. Amen. Mooi, nee? Weet julle van waar af kom het? Hier is die boek waar dit kom. Dit is 'n boek van towerkuns.
Dis 'n boek wat vrymesselaars geskryf het. Dis 'n okkultiese boek. So sien jy, die boodskap kan dalk fyn wees, maar die oorsprong van waarvan dit kom is absoluut essensieel. Dis absoluut deel van die gesprek. Nou hulle gebruik die voorbeeld dat Paulus soos pagan filosofie ouens aangehaal het. Dis heeltemal anderste as om 'n liedjie te sing van 'n afvallige kerk. 'n Liedjie sing is 'n ding wat jy oor en oor en oor doen. En nêrens het Paulus enige een van daai ouens goedgekeur. Hy het nêrens gesê hierdie is die ding om te doen nie. Hy het reeds vir die mense uitgewys en sê hierdie is wat hierdie ou gesê het en kom ek verduidelik julle die waarhede wat in hierdie stelling is. Hy het hulle gewaarsku nog steeds teen afvalligheid. Hy het mense op die naam genoem. Hy het gesê Jannes en Jambres bly weg van hierdie ouens af. Paulus was duidelik om mense uit te wys en uit te haal. En dis ons Bybelse ding om te doen. So, ek nooi hierdie ouens uit, mens kan 'n gesprek hê, mens kan 'n online ding hou, maar hier is 'n groot probleem. Ek is seker julle wil julle kerke die bruid skoon hou. My hart is om vir julle hierdie uit te wys, sodat die bruid kan skoon wees, nie om net sensasie te soek nie net om mense uit te haal nie, maar hierdie is 'n groot storie. Mens kan nie musiek sing van kerke wat afvallig is nie. En ek hoop daar's redenasies wat ek nou na jou toe gebring het, wat jy sal wees soos van, wow, dit maak eintlik sin. Maar vriende weens, ek het absoluut geen autoriteit hier. Die enigste rede hoekom ek vir julle hierdie mee deel, is ek's 'n ou met 'n Bybel en ons moet hierdie valsheid uitwys. Halleluja!